Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend se tema is The Beauty and the Beast. Handelinge 3 vers 2. En daar was 'n sekere man wat aangedra was van sy geboorte af, was hy krepeel. En hy het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van wat die tempel ingegaan het. Hierdie man, wat ons van lees in Handelinge 3 vers 2, was van geboorte af krepeel, en elke dag het hulle hom neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word. En daar kon hy net om almoese gevra het. Sien jy wat hier staan? Elke dag kon hy net vir almoese gevra het. Elke dag was hy in die skone poort neergesit. 'n Poort, of liewer 'n gate, is 'n geleentheid om in te kan gaan, om nuut te kan ontdek. Maar elke dag was dit sy lelike roetine in die skone poort. Hy was amper daar, tog so naby, maar tog so ver. Roetine hou jou net waar jy is elke dag. En as elke dag dieselfde in jou lewe is, sal jy nooit kan verklaar, maar dit is die dag wat die Here gemaak het, en in hierdie dag sal ek bly en vrolik wees. Moenie in gate iets beautiful sit, maar soos 'n ugly beast bly by almoese vra nie. As die geleentheid kom van 'n Johannes en 'n Petrus, vat wat hulle jou gee. Breek elke dag selfde ugly beast routine van dieselfde ou gedagtes, dieselfde ou planne, dieselfde ou gebede, dieselfde ou verwyte, dieselfde ou krepelheid, om te wag op mense om verby te kom vir net 'n ou bietjie hulp. Handelinge 3:6. Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. As hierdie rots praat wie Jesus is, dan spreek hy van 'n verhouding op vaste fondasie. Gaan deur die skone poort, want jy's nie gemaak om as 'n ugly beast aan mekaar te sit en bedel. Gaan deur die beauty gate, hierdie next level. Dan sal daar minder kwaad en verwyte in jou wees, om almal te kan terugkry, want almal wat verby jou loop, sal jy net wil tip, want dit is wat 'n beast doen. En die antwoord lê nie net in tip van goud en silwer nie, maar in die beauty van die krag van Jesus van Nasaret. Hierdie man het opgespring, en ek hoop dat in jou gees ook opspring, wanneer jy hoor van communion, wanneer jy kan hoor, daar is vir jou 'n antwoord, om nie maar net altyd te sit en die ou mens te wees nie, maar jy kan vanoggend besluit, tot hiertoe en nie verder nie. En as ek verder gaan, in die next level, dan is dit om te glo, dat in Jesus se bloed, daar vir my die krag is, soos hy my vergewe het, dat ek in sy naam ook mense kan vergewe. Dat ek kan weet wanneer ek sy bloed in my neem, en ek vra vergewe my Here, dan maak hy my ook nuut. Dat as ek weet vanoggend, as ek sy liggaam eet, dan hoef ek nie net die heeltyd by die skone poort te sit nie, maar dan kan ek regtig tot by hom kom, wie my wonde genees, sy wonde binne my, om bid en vra en sê, Here, hierdie wonde is my wonde. Ek wil nie in dieselfde routine bly van dag tot dag nie. Genees my asseblief in U naam Jesus. Amen.